Gemeente, baie hartlike goeiemôre, hier van my kant af aan een en elkeen van julle. Ek het nou amper uit gewoonte uitgesê goeienaand, maar jy sal waarskynlik agterkom, ons uitsending vanaand iets wat anders as ander woensdae-aande in die sin dat dit nie 'n lewendige uitsending is nie. In die lig van omstandighede is ek genoodsaak om hierdie studie vooraf op te neem, maar ek deel dit met julle graag op die gegewe tyd wat ons dan ook nou gewoond is om saam te kom en in te skakel, en ek vertrou soos elke ander keer julle verbintenis in hierdie spesifieke verband, so ek weet dat daar ook vanaand van julle sal wees wat getrou deel is, soos wat julle elke ander keer is. Ek weet hierdie studie is vir julle belangrik, en dat julle dit noodsaaklik vind om so in die middel van die week tyd af te sonder, om net saam met my te dink oor enkele Bybelse waarhede wat vir ons goed is, wat belangrik is, en daarom dan ook hierdie werkswyse, by wyse van die opname. Ek wou nie vir u met niks gelaat het nie, en ek probeer altyd te midde van en ten spyte van omstandighede soveel as moontlik inpas en aanpas. So ek begeer steeds dat die Here ook vir julle sal seën in wat ons vanaand gaan doen dan, as julle daarna kyk, en dat julle in terme van die onderwerp en die belangrikheid daarvan ook saam met my sal groei, en dat julle ook saam met my in hierdie opsig sal leer. So kom ons bid saam, en dan gaan ons begin. Ek kan nou nie eers soos altyd kyk na die geselskant van die kanaal en daar groet en daar hallo sê en daar verwelkom nie. Ek het 'n baie goeie idee wie van julle daar sal wees, maar ek sou dit graag wou doen, maar nou ja, in die lig van die feit dat ek nou 'n opname alreeds in die oggend doen, kan ek dit nie doen soos elke woensdag aand nie, maar kom ons wees net in eenvoud stil, ons bid saam, en ons vra dan ook die seën van die Here op wat ons nou gaan beoog. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook dan nou, Here, na gelang van u woord en waarheid onsself kan vereenselwig, in terme van hart en gees, intensie en doel, vereenselwig deur geloof, vereenselwig as liggaam van die Here Jesus, met die intensie om ook dan nou, as ons vandag praat oor u kerk, en die funksie en die rol en die bedoeling van die Here God met sy kerk, dat ons ook in hierdie dinge sal leer en sal groei, en dat ons sal wees tot lof van u heerlikheid. Seën ons samesyn, ook op hierdie platform waarvoor ons vir u dankie sê, Here, en mag die guns van God ook in ons bespreking vanaand ons deel wees in Jesus naam. Amen. Goed, die vorige twee weke het ons eintlik twee baie belangrike onderwerpe aangespreek. Ons het pastoraal gepraat oor die wese, of wat 'n mens nou sou kon noem, die aard van die kerk aan die een kant, en ons het vir onsself baie mooi duidelik gemaak, en dit was nodig. Ek dink dit was belangrik om net weer 'n bietjie hoekpenne in te slaan ten opsigte van wat die Nuwe Testament leer oor die essensie van kerk wees. Ons het hierdie geneigtheid, soos wat ek gesê het, om met sekere perspektiewe te kyk, om met 'n sekere tipe van 'n benadering te kyk. Ons skep 'n idee, jy weet, waaraan ons blootgestel was, miskien waarskynlik sedert ons kinderjare, aan wat die kerk is, aan hoe dit moet wees, aan hoe dit moet lyk en so meer, en dan is ons nou maar geneig om op daai tipe van trant aan te gaan, en as ons in die konteks van 'n gemeente begin agterkom dat wat hier gebeur of plaasvind voldoen nie aan al hierdie verwagtinge, as 'n mens dit nou maar so kan noem nie, dan voel 'n mens baie vinnig minderwaardig in terme van jou kerkwees. Jy voel of jy nie heeltemal is wat ander is nie, half effens skaam, nê, miskien in 'n sekere opsig, en ons kon baie van hierdie goed aanspreek. Ons kon dit uit die weg ruim deur terug te kom na die eenvoud van die Nuwe Testamentiese leer ten opsigte van die gemeente, wie hulle is, en hoe hulle dit geword het, die mense van die Here wat saamkom in die naam van die Here, uitgesit, eenkant gesit, afgesonder deur God dan nou ook vir 'n spesifieke doel, naamlik die verheerliking van sy naam. En toe praat ons oor die beelde wat die Bybel gebruik om die kerk aan ons te illustreer, wat natuurlik ons help met ons verantwoordelikheid om te besef wie ons is, wat hierdie identiteit wat ons lees in woorde
net in prente eintlik vir ons baie sigbaar kon maak. En ons verstaan onsself dan nou as God se volk, en ons verstaan ons ook as die liggaam van die Here Jesus en die verantwoordelikheid wat met dit gepaard gaan. Ons verstaan onsself ook as 'n tempel van die Heilige Gees, die tabernakel, die woonplek van God wat nou onder sy mense is en wat dan ook uiteindelik vervul sal word met die nuwe hemel en die nuwe aarde wanneer hierdie dinge volkome dan ook realiseer. Nou wat ons doen vanaand is, ons kyk 'n klein bietjie aan na nog 'n belangrike onderwerp. Ons wil praat oor die rol en die funksie van die kerk. En dis krities belangrik. Hoekom is die kerk hier? Wat is ons doel? Wat moet ons doen? Wat is ons verantwoordelikheid? Wat is ons posbeskrywing, ons pligstaat? As 'n mens dit nou maar so kan noem. En dis regtig belangrik vir Christenmense om net weer hierdie waarheid ook af te stof met verwysing na hulle eie hart. As 'n mens hierdie dinge vergeet waaroor ons vanaand praat, gebeur dit uiters vinnig dat ons dan mistas, dat ons die spoor buister raak ten opsigte van God se verwagting van ons. Ons gaan verwêrelds, ons gaan oorgee aan die humanisme, aan die verwagtinge van mense. Ons gaan baie vinnig in die rigting beweeg waar ons na die verkeerde kante toe wil tevrede stel, as ons iets uit die oog verloor van wat ons taak is as kerke van die Here. Nou, ek is eintlik nuuskierig as 'n mens in 'n groepsverband hierdie gesprek sou voer, om te hoor wat sou julle sê as julle dit moes definieer en hoe julle dit sou verwoord. Ek sou graag by hierdie opsig ook, of in hierdie opsig ook by julle wou leer, maar wat ek wil doen is, ek wil 'n definisie ter tafel hê vanaand, waaraan ek wil hê jy saam met my vir 'n oomblik moet kou, en dan wil ons dit net gedeeltelik ontgin, bietjies vir bietjies vat, en net die sekere dele of die dele van die definisie net 'n bietjie uitpak met die Bybel as ons verwysing, en dan net seker maak ons parkeer hierdie afsonderlike aksente ook in ons hart. So, die rol van die kerk, die funksie van die kerk. 'n Mens moet sê dat die kerk in terme van doel en funksie bestaan of is en wees om God te verheerlik in en deur die prediking of dan nou die verkondiging van sy woord, en dit gebeur tot redding van ongelowiges aan die een kant, en anderzijds tot stigting en tot opbouing van die wat gered word. So daar's dit in eenvoud. Die kerk bestaan om God te verheerlik deur die prediking of die verkondiging van sy woord tot redding van ongelowiges en dan ook tot opbouing of tot stigting van die wat gered word. En ons kan elke een van hierdie uitsprake eintlik afsonderlik hanteer, en ons moet hulle afsonderlik hanteer net om gewig te gee aan die belangrikheid daarvan in die hart van die Here. Nou, waarmee moet ons begin in die definisie? Ons sê daar, die funksie van die gemeente is gesentreerd in die verheerliking van die Here. En dit val dalk liggewig vanaand op jou oor. Maar ek wil vir jou sê, en dalk gaan ek Sondag iets meer daarvan sê, dat ons leef in 'n tyd en in 'n plek en in 'n era waarin dit al hoe meer afwesig raak. Dit maak al hoe meer ongewoon, nê? Dit raak 'n bedreigde spesies om in terme van die kerk te beleef dat daar 'n hoë premie geplaas word op die waardigheid van God. En tog, as 'n mens Bybels oor die kerk dink en die rol van die kerk, kan jy dit nie anders verstaan nie, en jy kan op geen ander plek begin nie. Nou, daar's 'n legio van uitsprake in die Bybel waarin die Here God te kenne gee waarom hy doen wat hy doen. 'n Mens moet net die Bybel reg lees. God is 'n doelgerigte God, en God verklap sy agenda. Hy's nie doelloos in sy werke nie. In al sy optredes is daar 'n baie goeie motief. En wanneer ons besig raak met God se hart en die vraag antwoord vanuit God se mond, soos hy dit in die Bybel aan ons openbaar, dan bring dit ons terug na hierdie einste ding toe, naamlik die gesentreerdheid van God
ook in die doel en funksie van die kerk met verwysing na sy eie eer. Nou, julle kan net luister, want dalk frons jy klaar, jy hoor my verkeerd, jy sukkel om te klimatiseer, maar wat 'n mens probeer kommunikeer is net hierdie, luister. O diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik is sy weë. En daar het jy onmiddellik wat 'n mens kan noem te maak met die onbegryplikheid van die Here. Bedoelende, as ons dan nou sê dat God aan ons verklaar in terme van sy werke, hoekom hy doen wat hy doen, dan gee ons nie te kenne dat ons in terme van wat gebeur altyd alles kan verstaan en presiese, gedetailleerde redes kan verskaf vir waarom dinge verloop in hierdie wêreld soos wat dit verloop nie. Ons is nie daar nie. Ons hoor wat die apostel sê, God is ondeurgrondelik, nê, in sy oordeele. Hy's onnaspeurlik in sy weë. Bedoelende, as jy by die bodem probeer uitkom van wat God doen en hoekom hy dit doen, dan gaan jy waarskynlik jy gaan tekort skiet in alle opsigte. Jy gaan na 'n mate toe altyd met verbasing staan voor die verborgenhede wat jou sal konfronteer, want God se wees nie ons wees nie en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, maar ons verstaan dit. Maar ten spyte daarvan, trouwens net vers 34, wie die gedagte van die Here geken, wie was sy raadsman gewees? Dis maar net God wat sê, ek dink anders as julle dink en ek doen anders as wat julle doen, en daar sal altyd soms 'n verbuistering en 'n verwondering wees as julle kyk na my hande, omdat julle nie kan verstaan nie. Wie het eers aan hom gegee dat dit aan hom vergeld moet word? Niemand nie, retoriese vraag, want, sê die apostel, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en dan sê dit syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. En so moet 'n mens vanaand jou hart stil maak, die teks lees, en eintlik die teks toelaat om net die diepste dele van jou menswees te vul met die voor die hand liggende betekenis daarvan. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hoeveel keer het ons nie al vir mekaar gesê nie dat God die initieerder is, dat alles wat is ontstaan of ontspring vanuit hom, hy is die een wat die inisiatief neem, hy is die een wat dit daarstel, deur hom is alle dinge, hy skep dit, hy maak dit, en dan spesifiek met verwysing na die doel agter alles, tot hom is alle dinge, en syne is die heerlikheid. Met alle woorde, in terme van sy werke, tree God op met 'n gerigtheid op homself. Hy oogmerk sy eie eer in die werke van sy hande. Tot hom is alle dinge. Kolossense 1 vers 15 tot en met vers 17. Die Bybel dra nie doekies om nie, dis maklik, jy kan dit net lees, jy hoef dit nie te verduidelik nie, ons sal dit almal verstaan. Die seun is die beeld van God, God wat self nie gesien kan word nie, hy is die eerste, hy is verhewe bo die hele skepping, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie, die engele om sy troon, al die geestelike magte, alles is deur hom en vir hom geskep. Deur hom en vir hom geskep. En Hebreërs 2, daarby vers 10, die eerste gedeelte bevestig die einste presiese waarheid. Daar's hierdie inherente gerigtheid van die Here op sy eie waardigheid. En soos 'n mens dit sê, is daar altyd ouens wat inluister en 'n stuk ongemak hiermee beleef. Want gerigtheid op jouself of 'n gerigtheid op jou eie waardigheid is 'n konsep, 'n gedagte wat eksklusief negatief in ons harte resoneer. Dis verkeerd, mens moenie so wees nie, jy moet jouself aflê, jy moet jouself prys gee, nê? Soos dit hierdie uitsluitlike negatiewe koneksie wat ons maak met 'n gerigtheid op self. En dis goed en dis gepas wanneer dit kom by mense. Ek verstaan dit, maar tog wanneer ons dink oor God, en as ons dink oor die waardigheid van God en die motiewe van die Here, en die oogmerke van God in sy werke, iewers
As mens lank genoeg dink, moet jy op 'n punt kom waar jy verstaan dat goddelikheid in sigself impliseer dat die Here God nie buite homself en sy waardigheid kan beweeg as dit kom by sy doen en late en by sy motiewe in sy doen en late nie. Buiten God vind hy geen groter of beter rede om op te tree of toe te tree buite die bestek van wat hy werd is nie. Dis inherent deel van God wees, dat jou waardigheid as God troef alles en almal. As dit kom by motivering, troef dit wat jy in jouself vind, alles wat jy buite jou vind. En derhalwe die God welbehaaglikheid daarvan, dat die Here deurlopend in die skrif te kenne sal gee, ter wille van my naam, tot eer van my naam, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid, aan God alleen al die eer. En vandag se mens sukkel, jy weet, die selfgesentreerde mens sukkel, jy weet, om aan hierdie gedagtes te kou, maar wat ons vanaand wil verstaan, is dat die kerk nie 'n uitsondering op hierdie reël is nie. Ons moet dit vanaand vir mekaar sê, né? Ons moet met dit vrede maak, dat die instansie van die kerk op aarde juis dan ook gemik is of bedoel word met die oog op die eer en met die oog op die verheerliking van die Here. OK, ek wou nou tyd geneem het om eintlik net toe ek gepraat het oor die inherente deel van God wees en die gesentreerdheid van God op sy eie waardigheid wat daarmee gepaard gaan, wil julle net gewys het na 'n paar Bybelse verwysings, maar ek gaan nie dit nou doen nie, wil dit nie uitpak nie, maar ek wou Psalm 19 vers 2 met verwysing na die kosmos en hoe die werke van God se hande verkondig die eer van die Here. Met ander woorde, hierdie hele kosmos, hierdie hele skepping, het net een doel voor oë, en dis om uit te roep en heen te wys na die waardigheid van God, die mens wat geskep word na my beeld en na my gelykenis. Daar's inherente Godgesentreerdheid in die skepping van die mens, bedoel om God se wese, aard, karakter tentoon te stel, né? Selfs wanneer dit kom by ons verlossing, sal Jesus bid, Vader, verheerlik die Seun, dat die Seun U ook kan verheerlik. So die hele kruks van die kruis is niks anders nie as die verheerliking van die Here. En daar is 'n legio uitsprake in die Bybel wat vir ons sê dat die lof en die eer en die heerlikheid aan die Here behoort. Openbaring 5, en Judas 1, 1 Petrus 5, 1 Timoteus 1, die koning van die eeue, julle ken dit, die alleenwyse, onsienlike, onsterflike God, aan hom kom toe die lof en heerlikheid nou tot in al die ewigheid. Filippense 4 vers 20, Efesiërs 3 vers 21, Galasiërs 1 vers 5, Romeine 16. Elke boek in die Bybel begin so en eindig so. Die waardigheid van God altyd ten skerpste voor oë. En die kerk is nie hier 'n uitsondering nie. Die gemeente bestaan, die kerk as instansie om God te behaag, sodat hy in en deur die kerk verheerlik kan word. Nou, kom ons sê dit net op 'n ander manier. Kom ons sê dit op 'n ander wyse, dan hoor jy dit dalk beter. Die implikasie hiervan is dat die kerk nie oor jou gaan nie. Die implikasie van wat ons nou met mekaar deel, beteken dat die kerk nie 'n plek is waar die behaag van mense bovenal aangespreek word nie. Die kerk is nie 'n plek waar jy jou behoeftes voorop stel nie. Dis nie 'n plek waartoe jy kom sodat jy daar gemaklik gemaak kan word deur wat daar gebeur of waar jy tevrede gestel word nie. Dis nie veronderstel om mensvriendelik te wees nie. Dis veronderstel om God gesentreerd te wees. Dis 'n plek waar jy niks is, God is alles. En baie kerke verloon hierdie essensiële Bybelse waarheid. Bitter baie kerke verloon dit in hulle werke. 'n Bietjie preek, bietjie sing, bietjie doen, bietjie dit, bietjie dat, maar die kruks van God se eer is lankal nie meer hulle
deel nie. So ons moes daar begin. Hoekom bestaan die kerk? Terwille van die verheerliking van die Here. En hoe gebeur dit? Dit gebeur deur die prediking van God se woord. Dis die hoofsaak. Die verkondiging van die evangelie, dis die taak van die kerk, meer as enige iets anders, né? God moet 'n stem hê. God is 'n praatgod. God wil gehoor word. God wil aan die woord kom. En die liggaam, die organisme waardeur die Here God weer klink, is immers die kerk. Nou in terme van die eerlikheid van God met ons hieroor, Markus 1 vers 38, dit sê dit baie uitdruklik oor Jesus se bediening. Hy sê vir sy disippels, laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek daar ook kan preek. Daarvoor het ek uitgegaan. Hier's een rede, hier's een doel waarvoor ek gekom het, en dis om te preek. Ek kan nie hier bly nie, ek moet na die ander plekke gaan, ek moet gaan praat, ek moet gaan verkondig, né? En vir hierdie einste doel sonder Jesus dan ook sy apostels af. Markus 3 vers 14, hy 12 apostels aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. Die primêre doel van die apostels was om te sê, so spreek die Here. En nou het 'n mens nie tyd nie. Maar as jy baie vinnig kan skryf, hierdie is 'n baie interessante stukkie studie om te maak, deur die boek Handelinge. Let op die apostels se optrede as hulle in stede kom, in dorpe kom, waartoe gaan hulle en wat doen hulle? En ons het nie vir die tyd nie, maar ek sou dit vir jou wil lees nie. Handelinge 4 vers 29, Handelinge 4 vers 31, waarmee was hierdie mense besig? Waarmee was die kerk besig? Dis nou toe hulle bid, was dit gewees toe Petrus, voor die Joodse raad en dink hy die gevangenes uit na hulle gekom het. Ag, net hierdie gebed. Hulle het gepreek en die plek is geskit en die Heilige Gees het hulle vervul en hulle die woord van God met vrymoedigheid gespreek. OK, dis dit. Dis wat gebeur wanneer mense gees vervuld is. Hulle doen nie vreemde dinge nie, hulle blaf nie en hulle braak nie, en hulle gaan nie in tipe van beswymings, jy weet, en kry hierdie tipe van ekstasis nie. As hulle vervuld raak met die Heilige Gees, dan word hulle die stem van God en dan staan hulle in die krag van die Here en sê, so spreek die Here. En nou moet julle dit gaan lees, hoofstuk 6 vers 2 tot 4, Handelinge 8 vers 4 en 5 en vers 25, Handelinge 12 vers 24, Handelinge 13 vers 5, 44 en 49, Handelinge 14 vers 25, Handelinge 15 vers 35, 17 vers 13, 18 vers 11, 19 vers 10 en 20. Dis die hele kerkgeskiedenis deur. Die apostels het gegaan en God verheerlik in en deur die prediking van sy woord. En in die briewe, vir al die pastorale briewe, weer klink dit soos 'n refrein. Wat is jou taak? Waarmee moet jy besig wees? Wat moet jy doen? Wel, Timoteus, ek het vir jou nuus. Ek het vir jou 'n posbeskrywing. Hier's iets waarop jy moet agslaan. En wat is dit? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig, né? Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk toegerus. En ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat met sy verskyning die lewendes en die dooies sal oordeel, verkondig die woord, tydig en ontydig, hou aan, weerlê, bestraf en vermaan, met alle lankmoedigheid en met lering, want daar kom 'n tyd. Hulle gaan die gesonde leer nie wil verdra nie, hulle gaan hulle gehoor gestreel wil wees, hulle gaan vir hulle menigte leraars versamel, maar wees jy nigter, vervul jy jou bediening, doen die werk van die evangelis, bly by wat God jou geroep het. Jy moet 'n werker wees, Timoteus, 2 vers 15, wat jou nie skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. 1 Timoteus 5 vers 17, 1 Timoteus 4 vers 13. Daar's 'n duidelike verantwoordelikheid wat geplaas word op die kerk as liggaam van Christus, om die stem van God te wees in 'n verlore gaande wêreld, om te preek, om te verkondig, want as ons stil bly en swyg, dan het God in hierdie wêreld
nie 'n stem nie. En dis katastrofies vir die wêreld, dis katastrofies vir die Christene. En hoekom is dit katastrofies as ons stil bly? Vir die wêreld en ook vir die Christendom. Weet jy hoekom? Want God werk middelik. Kry jou hart om hierdie gedagte. God uses means. En duidelik van Genesis 1 af is die hoofmiddel waardeur God nog altyd gedoen het wat hy doen, sy woord, sy stem. Hy stel die kosmos daar, deur die spreek van sy woord. Hy lig en ry sy mense in hierdie wêreld deur sy woord, hy gee vir hulle sy wet. Hy stuur na hulle sy profete sodat hulle kan hoor, so spreek die Here. Hy sonder apostels af wat openbaringsorgane word aan wie hy die Bybel kom bekend maak sodat ons dit kan hê. Sodat hy met ons kan praat. Hy openbaar homself aan ons deur sy woord, hy red ons deur sy woord, hy vervolmaak ons deur sy woord. Psalm 19 vers 11 en 12. Julle ken al daai verwysings. Die woord van die Here is dit. Die woord van die Here is dit. Goed, wat die Bybel is en wat dit doen, wat dit vermag, of hoe 'n mens dit beleef en wat dit vermag. Daai 19de Psalm. God het gekies om deur sy woord sy doel met hierdie wêreld en met die mense van hierdie wêreld te bereik. Sy woord is die gereedskapstuk waarmee hy werk. En ons het daardie liggaam wat sy woord moet preek. Ons moet dit verkondig sodat God sy doel kan bereik. En dis hoekom die uitdra van die woord van die Here so belangrik moet wees vir die kerk van die Here. Ek verwys nie net na die verkondiging van die Bybel by wyse van kansels nie. Ek sê nie net dat dit gebeur op formele maniere vanaf platforms nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Dit kan verskeie forme aanneem. En dis immers die werk van alle gelowiges. Dis nie net die predikante of die kerkrade wat in hierdie opsig getaak word nie. Dis die volle som totaal van God se mense. So wanneer ons as kerk vandag prediking beperk, dan bedreig ons die welstand van die wêreld en ons bedreig die welstand van die kerk. Wanneer ons pleit vir minder in die kansel, pleit ons vir minder in die hemel. Dis eenvoudig en ons moet dit verstaan. OK, so dis die verkondiging van God se woord tot redding van ongelowiges. OK, nou ek het nie nodig om u in hierdie opsig enigsins te oortuig nie. Ek weet julle verstaan hierdie dinge, ek weet ons het al hieroor gepraat, maar net vlugtig weer, dat God na gelang van sy wysheid gekies het om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. 1 Korintiërs 1 vers 21. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Weet julle hoekom nie? Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hoe lieflik weer klink die voetstappe op die berge van hom wat die goeie tyding bring. Daar's 'n direkte verband tussen die redding van sondaars en die verkondiging van God se woord. Dis deurlopend so. Jy sien dit in Handelinge 2 vers 37 en 38. Jy sien hoe Petrus spreek. Jy sien hoe die woord mense onder oortuiging bring. Jy sien hoe die woord teweegbring dat mense roep, wat moet ons doen? Jy sien in reaksie daarop, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word. Jy sien die direkte verband in Handelinge hoofstuk 6. Ek wou dit eintlik vir julle lees. Ek dink dis die teksverwysing wat dit waarskynlik die mooiste in 'n sekere opsig uitbeeld. En die woord van God het toegeneem en die getal van disippels in Jerusalem het vermeerder. Hier's 'n verwantskap. Die woord neem toe, die disippels neem toe. Die woord neem af, die disippels neem af. God het gekies, soos ons gesê het, om deur sy woord en die verkondiging, die krag van die evangelie, mense te red. Cornelius is 'n tasbare voorbeeld. Hy het 'n behoefte, hierdie man wat hinker. En dan verskyn daar 'n engel van die Here aan hom en sê jy moet na Jaffa toe gaan, want daar's 'n man en sy naam is Simon en hy is Petrus en hy sal die evangelie aan jou verkondig. Hoekom preek die engel nie? Ek dink die engel sou 'n baie beter job kon doen as Petrus as dit kom by prediking, maar dis nie God se manier nie, dis nie God se struktuur nie. OK? En deur die hoor van die woord van die Here kom hy en sy mense tot bekering. Hoofstuk 15 vers 7,
Hoofstuk 16, Paulus, Silas in die tronk, Lydia, die purperverkoopster, ons het verskriklike hoeveelheid voorbeelde in hierdie opsig in die Nuwe Testament. In al Paulus se sendingsreise, in al die gemeentes wat gestig was, die totstandkoming was 'n direkte resultaat van hy wat God se woord verkondig het. Die wêreld is 'n donker plek, is 'n duister plek, dit kort sout en dit kort lig. Mense het nodig om gered te word en God se metodiek behels die verkondiging van sy waarheid. So ons moet mooi verstaan, gemeente, vanoggend. Ons as kerk is God se stem tot redding van die verlorenes. En as ons stil bly, beteken dit die hel vir duisende. As die kerk nie verkondig nie, sal mense nie gered word nie. OK, so die doel van die kerk om God te verheerlik deur die verkondiging van sy woord tot redding van ongelowiges en dan ten slotte tot stigting van die wat gered word. Nou my liewe gemeente, vir jare preek ons hierdie dinge al uit ons kansel uit. Julle kan nie vanaand inluister en vir my sê julle verstaan nie die wil van God, die uiteindelik oorkoepelende wil van God met jou lewe nie. Het jy nog nooit Romeine 8:29 gelees nie? Het jy het nog nooit gehoor as ons sê dat ons bestem is om gelykvormig te word in die beeld van sy seun? Het jy nog nooit saam met my vertoef by Kolossense 1:28-29? Ons verkondig Christus, deurdat ons alle mense met alle woordelike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke een volmaak in Christus Jesus voor kan stel. Petrus wat sê, julle moet versadig word deur die vaste spys van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei tot 'n volwasse man. OK, Efesiërs 4:15, ek het nou 2 Petrus 2 gekwoteer, hoofstuk 3:18, julle kan dit gerus gaan lees. Julle moet dit gaan lees. Net soos wat mense nie gered sal word as hulle God se woord nie hoor nie, sal geredde mense nie verander en soos Jesus word as hulle nie die woord van God onvervalst inneem, gereeld en doelbewuslik en daadwerklik nie. En as ons dan nie getransformeer word na God se beeld nie, kan ons God nie verheerlik nie. So jy moet seker maak, daar waar jy behoort in die kerk waarin jy behoort, dat God se woord verkondig word, dat dit ordentlik verkondig word, sodat jy daardeur kan beantwoord in die doel waartoe God hom, jou vir homself geskep en ook gekoop het. Dis baie vlugtig, gemeente, ek verstaan, maar dalk is dit ook goed. Jy kan na gelang van wat jy hoor net 'n oomblik nog sit. Dalk is daar iemand langs jou met wie jy kan praat. Dalk kan julle die gesprek net 'n bietjie verder voer. Dalk kan julle net met mekaar 'n bietjie deel oor die ander syde van die aanslag. Om te sê, maar ons nog nie oor dit so gedink nie. Ons nog nooit gepraat oor ons funksie as kerk en begin by die eer van die Here nie. Ons nog nooit die sentraliteit van die Bybel so gesien in terme van die feit dat mense by God moet uitkom en die wat by God uitgekom het moet groei nie. Miskien kan julle praat oor, as julle rondom julle kyk, hoe baie hiervan nog in kerke rondom julle die geval is, hoe baie gemeentes nog hierby is, by hulle duidelike Bybelse roeping is, gedryf word deur God se vaardigheid en die Bybel sentraal staan. Dalk moet julle dalk 'n klein oomblik vat en dan kan julle in hierdie opsig net ook met mekaar deel. Maar ek begeer dat dit vir julle goed sou gewees het om te luister en mag die Here vir julle en vir my diepe insig gee in hierdie dinge. Mag hy homself verheerlik in ons en ook deur ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie tydjie. Ag en Here, dis dalk vanaand nou nie soos dit elke Woensdag is nie. Ek wens ek kan na die geselskant kyk en sien wie het ingeskakel en ek kan dalk die kommentaar lees en miskien sien hoe hulle saam met my dink of ek kry 'n boodskap op die telefoon, maar dis nou nie vandag moontlik nie. Maar dankie dat dit tog moontlik is om oor hierdie onderwerp te dink, soos wat ons dan nou vanaand gedoen het. Seën ons met 'n God verheerlikende perspektief op ons rol en funksie en doel as kerk. En Here, mag ons dan vanaand nie net teologie inneem nie, maar mag ons regtig net 'n oomblik pyns en ook my verantwoordelikheid as individuele gelowige in die konteks van die doel en funksie van die gemeente. Mag ons dit opneem en mag ons dit uitleef
tot lof van u heerlikheid in Jesus naam. Amen. Gemeente, ek begeer vir julle 'n mooi en 'n geseënde aand verder. En dankie vir julle geduld en vir julle verdraagsaamheid. Mag die Here regtig julle deel wees tot Sondag. Van my kant af. Totsiens.